Haar stem is al vir jare lank een van die mees herkenbare in Afrikaanse musiek en nou is Liesel Pieters terug met 'n splinternuwe enkelsnit, Jou Weer Eerste Soen. Dis wat ons ook nou net gehoor het. Hoe gaan dit, Liesel? Baie goed aan julle. Lekker. Baie geluk met Baie Jou Weer dankie. Eerste Soen. Baie dankie. Ek's baie excited vir jou. Vertel my 'n bietjie waar die inspirasie vir hierdie liedjie vandaan gekom. Ek sal nie sê inspirasie nie. Ek het maar net gedink aan kan as jy mense 'n bietjie weer terugvat van 'n liefde is vir my baie groot deel in my lewe. So en mense sal sê ek's verlief op liefde. Maar dis net vir my lekker om mense 'n bietjie terug te vat om daai verliefdheid gevoel weer terug te bring. En wanneer was jou eerste crush of kan jy nog jou en jou man se eerste soen onthou? Net bietjie daai heimwee terug te bring en ek dink dit waar die idee vandaan gekom het om die liedjie te skryf om bietjie mense net weer terug te vat van hoe dit gevoel het toe jy daai eerste soen gekry het. Ja, ek persoonlik is mal oor 'n love song en om weer daai vlammetjie te ignite, Ja, altyd so nee, nice. verseker. En ons het nou so 'n bietjie van die musiekvideo gekyk en ons ook 'n bekende Inderdaad. Rowan Josh. Wie het nou nie 'n crush op hom nie? Ek meen. En daai blou oë en ek meen die eerste lyn beskryf die blou oë. En dis die eerste persoon aan wie ek gedink het toe ek gedink het aan 'n video vir hierdie liedjie, toe dog ek kom ons bel vir Rowan. En het ek 'n voeltjie oorvlei dat Franja ook 'n bietjie deel is van hierdie liedjie. Verseker. Sy was die producer gewees in die studio, so ag daai familie is net hulle is liefde, hulle bestaan uit liefde uit. So dit is net wonderlik om saam met hulle te werk en ja, sy's verskriklik talentvol wanneer dit kom by so iets. Om saam met haar in die studio te sit en saam met haar te werk. Ek dink net aan iets dan het sy klaar dit gedoen. So dis amazing, ja. Wow, dit is baie cool. Hoe sou jy sê verskil hierdie enkelsnit van jou vorige musiek? Ek hoop nie te veel nie. Mense wil tog maar bietjie in 'n baan bly met genre gewys en so aan. Maar ek dink hier is meerderheid van die lirieke is uit my eie pen uit. So hier en daar het iemand my gehelp weet om mooier oor te dra want ek weet nie ek skryf en dan sê die mense maar hulle gaan dit nie verstaan nie en soms is dit bo die kop en also aan so. Maar ja, dit is heeltemal uit my eie pen uit. So dit is wat dit bietjie anders maak. Ja, dit maak dit baie persoonlik. Ja. En jy praat nou van jou eerste soen weer, maar is daar dalk 'n ander lewensoomblik wat jy weer sal herleef? Ag, weet jy, ek dink daar's baie goed as mens terugdink aan obviously positiewe ervarings in jou lewe, sal jy dit definitief bungee jumping. Ek het so 'n paar jaar terug het ek gebungee jump en ja, ek dink ek sal dit weer wil doen. Jy wil dit sommer op 100 weer doen. Ja, hoekom nou nie? So ek dink dit sal lekker wees en ek dink as mens iets uit die liedjie uitvat, al is dit soos wat jy sê 'n lewenservaring wat jy weer eers sou wou doen, dan is dit iets wat hulle uit die liedjie uit kan vat. Ja. Nou kyk, ons kan nie met jou gesels sonder om oor krone te praat nie. Jy is krone. Dankie. En ek het ook 'n voeltjie weer oorvlei dat van die musiekkeuses is dit voeltjies in jou kop? Hulle is vreeslik hier om my. Maar dat die musiekkeuses gemaak word om te sien hoe hulle jou kan uitdaag. Is dit waar? Dit is waar. Ons het eintlik so grap gemaak op die Krone Cruise so 2 jaar terug. Toe sit ons gesels met die gehoor daar op die boot. En Kurt, lekker wind gehad wat hy toe nou vir die gaste gesê het of vir die audience gesê het, hulle probeer elke jaar my uitdaag met 'n liedjie wat dalk challenging is en ek nail dit nog elke keer en dit is eintlik so voorreg om dit te hoor uit so 'n legende se mond. Absoluut. En ek doen maar net my bes en gebruik die godgewende talent wat ek gekry het. So. Is daar een liedjie wat jy dink as hulle hom nou gaan voorstel gaan ek bietjie worry? Nee, ek gaan nie iets sê nie want nou doen hulle dit. So I'm going to keep my mouth shut. En dan wat se een het hulle al voorgestel wat jy gedoen het maar wat jy gedink het, o siel, hierdie gaan nou sukkel maar toe nail jy dit. Ek dink dit was 2 jaar terug se krone wat ek moes inval en iemand uithelp. Dit was Chandelier van Sia. Wat nogals challenging is. So dit het bietjie benoud geraak. Verskriklik benoud, swetende palms en maar dit het toe op die einde mooi uitgewerk. Wel, ek is seker daai een wat jy nou aangedink het in jou kop, as jy Chandelier kon doen, kan jy hom ook doen. Dankie. I'll take that. Kan ons enige ander nuwe liedjies verwag hierdie jaar? Ja, weet jy, ek wil nie te veel verklap nie, maar daar is nog 'n collab op pad. Ek gaan nie sê wie nie. Okay. Dat dit is uit dit is in die studio's besig met produksies en ek dink oor 2 weke begin ons rekord en so aan. So ek wil nie te veel verklap nie want daar is min daaroor vir hierdie jaar en dit vat lank om 'n liedjie uit te bring. So ek wil nie sê ja, dit gaan hierdie jaar gebeur nie. Maar ja, daar's definitief 'n collab op pad. En ek hoop maar om
vir nog 'n single voor die einde van die jaar. En waar volgende kan mense jou raakloop vir 'n show? Ek is nou op pad op die panne toe in Botswana. Wow. So die van julle wat op die panne gaan bietjie kom kuier saam met ons. Ek sien julle Sondag daar. So ek sien uit na dit is my eerste keer en dit is Ja. baie mense praat altyd van hierdie wonderlike ervaring op die soutpanne daar in Botswana met hierdie wonderlike fees. So ek sien verskriklik uit na dit, ja. En die mense van Botswana is ook baie nice, het ek al gehoor. Dis lekker mense daar. Ja. Ek het toevallig so 'n paar jaar terug het ek soontoe gegaan vir 'n vakansie en die mense dra jou op jou hande daar. So dit is fabulous. Ag, dit is baie nice. Maar Liesel, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was baie lekker om met jou te kuier. Baie dankie. Nou en al in oggendpraatjies. Jy's 'n fees van 'n mens. Baie dankie. Dit is dan al van ons kant af vir vandag, maar ons sien julle môre weer. Goeiemôre, good morning.